Hoi almal en baie welkom. Ons almal ken daai eenvoudige getalpatrone, maar vandag duik ons 'n bietjie dieper. Ons gaan die kode kraak van rye waar die patroon, wel, die patroon het self 'n patroon. Kom ons ontsluit hierdie geheim saam. Goed, kyk gou hier. Links sien ons 'n ou bekende, 'n lineêre patroon. Tel net elke keer 2 by. Maklik, reg? Maar nou, kyk regs. Van 2 na 5 is 'n sprong van 3. Van 5 na 10, dis plus 5. En van 10 na 17, dis plus 7. Sien julle, die sprong word elke keer groter. Dis nie meer so eenvoudig nie. So, wat op aarde is die reël hier? Presies. En dit mense is waar die geheim lê. Wat is die reël waarna ons soek? Nie in die ry self is nie, maar in die verskille tussen die getalle. Daai getalle wat ons bygetel het, 3, 5, 7, daar is 'n patroon. Kom ons gaan net een vlak dieper. En daardie dieper vlak het 'n naam. Die tweede verskil. Dink daaraan as die geheime identifiseerder, die meestersleutel wat hierdie tipe patroon vir ons gaan oopsluit. Kom ons toets dit op hierdie ry. 3, 6, 11, 18, 27. Die eerste verskille is plus 3, dan plus 5, dan plus 7, dan plus 9. Soos jy kan sien, dit verander nog steeds. Maar, wag 'n bietjie, wat as ons die verskil van daai verskille neem? Van 3 na 5 is 2. Van 5 na 7 is 2. Van 7 na 9 is, ja, wriggies ook 2. Daar is dit, 'n konstante getal op die tweede vlak. Dit is die aha-oomblik. En dit, my vriende, is die deurslaggewende punt. Sodra jy 'n konstante tweede verskil kry wat nie 0 is nie, het jy amptelik 'n kwadratiese ry geïdentifiseer. Dis die definisie en dis ons finale toets. OK, so ons kan hulle nou uitken. Pyk, maar hoe kan ons die 100ste term voorspel sonder om die patroon 99 keer uit te skryf? Dis mos mal. Ons skort 'n formule. So, kom ons bou die bloudruk vir enige kwadratiese ry. En hier is ons kragtige instrument. Tn is an² plus bn plus c. Dit lyk dalk nou ingewikkeld, maar is eintlik heel eenvoudig. A is maar net die posisie van die term in die ry. Ons hele missie nou is om daai geheime kodes, die waardes van A, B en C, vir ons spesifieke patroon te kraak. En waar begin ons? By hierdie een, goue reël. Onthou julle daai konstante tweede verskil wat ons gekry het? Wel, die waarde van 2a is altyd presies gelyk aan daai getal. Dit is die eerste sleutel wat ons in die slot steek en dit maak alles anders moontlik. Hierdie is ons padkaart. Stap 1. Ons gebruik daai goue reël. 2a is gelyk aan die tweede verskil om a te vind. Maklik. Dan, vir stap 2 en 3, gebruik ons die heel eerste en die tweede terme van ons ry en ons prop hulle in die algemene formule in. Dit gee vir ons 2 verskillende vergelykings. En sodra ons daardie 2 vergelykings het, is dit 'n eenvoudige proses om dit gelyktydig op te los en ons laaste 2 kodes B en C te vind. Dis 'n sistematiese plan en dit werk elke liewe keer. OK, teorie is wonderlike, maar kom ons werk gou deur 'n voorbeeld van begin tot einde, net om te sien hoe dit alles in die praktyk bymekaar kom. Reg, kom ons pas ons padkaart toe. Ons begin met hierdie ry 4, 11, 22, 37. Soos julle kan sien, ons bereken eers die eerste verskille, plus 7, plus 11, plus 15. Dan die tweede verskil, 4, dis konstant. Nou vir die goue reël. 2a is 4 wat beteken a is 2. Ons het ons eerste kode. Dan volg ons net die stappe, ons skep ons 2 vergelykings met die eerste 2 terme en ons los dit op om B te sien en C te sien en te kry. Sit nou alles saam in ons bloudruk en voilà! Tn is 2n² plus n plus 1. Die kode is gekraak. En hier is nog 'n laaste klein geheim oor hierdie patrone. Onthou julle daai eerste verskille wat so deurmekaar gelyk het? Wel, hulle is glad nie deurmekaar nie. Hulle vorm altyd hul eie perfekte lineêre ry. Dit wys net weer eens hoe ongelooflik georden wiskunde kan wees met patrone wat binne in ander patrone versteek is. Goed, so ons kan nie wiskunde doen, maar die groot vraag is seker, hoekom maak dit saak? Is dit net 'n speletjie met getalle? Glad nie. Hierdie patrone is letterlik oral om ons en hulle beskryf hoe ons wêreld werk. Dink bietjie hieraan die totale aantal handdrukke by 'n partytjie soos meer mense aansluit, of die hoeveelheid teëls op jy nodig het vir 'n vierkantige patio wat jy al hoe groter bou, selfs die afstand wat 'n bal aflê as jy dit laat val. Al hierdie dinge volg kwadratiese patrone.
Hoekom? Want hulle beskryf nie net groei nie, hulle beskryf versnellende groei. So, die kern van alles is eintlik hierdie eenvoudige 3-stap proses. Eerstens, identifiseer die patroon deur daai konstante tweede verskil te vind. Tweedens, los op vir A, B en C om jou algemene formule te bou en derdens, pas daardie formule toe om enige term te voorspel of probleme op te los. Identifiseer, los op en pas toe. En dit bring ons by die einde en weer terug na die wêreld om ons. So my vraag aan jou is, watter groeiende, versnellende patrone sien jy in jou daaglikse lewe? Dalk is dit in die natuur, in tegnologie of selfs in sport. Begin soek vir daardie konstante tweede verskil. Jy sal verbaas wees waar wiskunde oral skuil.